Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 98 tot sy lof. Psalm 98, die eerste 2 verse, sing nuwe lof aan God die Here, en hy is die God wat wonders het gedaan, en sy regterhand is vol sterkte en ere, en sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98 verse 1 en 2, en daarna bely ons geloof saam. Saam met die kerk van alle eeue bely ons nou soos volg. Ek glo in God die Vader. Hy is die Almagtige. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Die Here se wet is daar vir ons. Eerstens om ons na die Here Jesus Christus toe te dryf vir genade, en dan tweedens ook as die dankbaarheidsreël vir ons lewens. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En dan die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou
voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord nou die Here sy wet deur verder te sing in Psalm 98, en dit is dan die 3de en die 4de vers. Uit dankbaarheid vir ons verlossing sê ons, laat by die psalm in vreugdegebore jul harp en stem hom loof en dank, en laat opklink deur jul tempelkore, trompette en basuingeklank. Die 3de en die 4de verse van Psalm 98, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het sopas gesing en ook in ons belydenis gesê dat U Seun Jesus Christus kom weer om hierdie aarde te oordeel. Hy kom as die regter in die wolke en hy's omstraal met reg en met majesteit en hy oordeel in regmatigheid.
En ons ervaar daardie oordeel alreeds oor hierdie wêreld. Ons sien dit in die woorde van ons Here Jesus Christus wat waar word, dat daar in die laaste dae aardbewings sal wees en beroeringe, opstande. Ons sien dit in die wyse waarop die wêreldgeskiedenis besig is om te oop te vou. Maar ons kom dan ook vanoggend na U toe, Hemelse Vader, dat die owerhede wat U vir ons gegee het in hierdie land, dat hulle plig sal nakom om vir ons 'n rustige en 'n stil lewe te gee. Nie vir ons eie gerief nie, maar sodat die evangelie woord deur hierdie land kan voortgaan. En die getal van ons Here Jesus Christus se uitverkorenes voltallig kan word. En ons dank U terselfdertyd. Dank ons U vir verhoorde gebede. Dank ons U dat U 'n God is wat nie doof is nie, dat U 'n God is wat deur U Seun Jesus Christus met sy kerk hier op aarde leef elke dag. Ons bid dan ook wanneer ons nou die woord oopmaak, dat daardie waarheid wat daarin opgesluit is, dat dit tot ons sal spreek. Dat dit nie vir ons 'n duistere woord sal bly, vol raaisels en vol simbole en vol dinge waarvan ons geen begrip het nie. Wees met U diensknegt soos U met al die ander diensknegte is, want wie is tot hierdie dinge bekwaam, en ons bid dat U hulle ook sal seën, daar waar die woord vandag in hierdie gebroke wêreld gebring word, in gees en in waarheid. Ons bid dat U met U diensknegte sal wees, dat U die regte woorde sal gee. En daar waar die woord op ons betrekking het, bid ons dat ons dit sal hoor en dat ons dit sal glo. En dat ons daarop sal reageer met bekering, dat ons daarop sal reageer met gehoorsaamheid. Vergewe dan nou ons sondes, en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees weer uit die briewe van die Here Jesus Christus aan die 7 gemeentes van Klein-Asië, hierdie keer die 3de gemeente, die gemeente van Pergamus, maar ook terwille van die agtergrond, die inleiding tot hierdie briewe, soos dit in Openbaring 1 vanaf vers 9 vir ons neergeskryf is. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem het my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk,
Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En dan blaai ons in hoofstuk 2, blaai ons na die 3de brief toe, die brief aan die gemeente van Pergamus, vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke, en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy dan ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons antwoord nou daarop deur saam te sing Psalm 99. Psalm 99, die 1ste en die 5de verse. God die Heer, hy regeer, beef o volke eer die God wat troon, waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel. Die 1ste en die 5de verse van Psalm 99. Die Here Jesus praat met die gemeente in Pergamus en hy sê vir hulle, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en ek sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Liefdes in die tye wat ons leef, vorige tye was dit nie daar nie, is ons dankbaar vir die snydokters in ons lewens. Mense wat dikwels die verskil kan maak tussen lewe en dood. Manne wat weet hoe om 'n skerp skapel te hanteer en in staat is om te sny, om die dooie, verrotte weefsel af te sny en om die kankergewasse uit te haal. Selfs om, as 'n hele lidmaat ongeneeslik besmet is, om daardie been of arm te amputeer.
Alles tot die behoud van ons lewe en oorlewing. Nou in 'n sekere sin is dit die betekenis van ons Here Jesus Christus se bediening hier op aarde. Hy is die groot snydokter. En hy gebruik 'n skerp, tweesnydende swaard om te sny. Sny tussen die kanker en die gesonde weefsel, tussen die verrotte en die redbare weefsel. En as dit nodig is, word die dooie lidmate geamputeer. Alles tot behoud van die liggaam van sy bruid. En daardie swaard is die woord uit sy mond. So vroeg as Jesaja 49 lees ons daarvan die knegt van die Here, en ons weet, dit is die Ou Testamentiese profesie van Jesus Christus. Lees ons van die knegt van die Here, en daar sê die Here Jesus Christus, die Here het my mond soos 'n skerp swaard gemaak. Jesaja 49. En soos daardie woord deur die wêreld beweeg, kan daar nie rus en vrede wees nie. Met sy geboorte het die engele koor wel gesing, vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Maar dit is net vir hulle. Vir die res van die mensdom sal daar geen vrede wees nie. En ons Here Jesus het dit reeds vroeg in sy bediening gesê. Hy het gesê, moenie dink dat ek gekom het om op die aarde vrede te bring nie. Ons lees dit in Matteus 10. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Die swaardwoord, sy swaardwoord tref die goddelose mensdom, soos ons dan later in Openbaring 19 lees, daar waar Johannes 'n ruiter op 'n wit perd beskryf. En hy oordeel, lees ons daar, en hy voer oorlog in geregtigheid, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Sy swaardwoord tref die goddelose mensdom, maar ook sy afvallige kerk. Soos ons hier in die 3de brief in die boek Openbaring lees, hier in die brief van die gemeente in Pergamus. Hy sal teen sy afvallige kerk, hy sal teen daai hoererende gemeente oorlog voer met die swaard van sy mond. Nou wat was in Pergamus aan die gang? Wat ook al daar aan die gang was, die Here Jesus het daarvan geweet. Ek weet waar julle is. Ek weet by watter plek jy elke dag werk. Ek ken die mense wat daar in die sportkroë rondhang, en ek weet wat in die herberge en die gastehuise aan die gang is. Die Here het geweet dat Pergamus nie 'n goeie poskode gehad het nie, want die Satan self was hulle buurman. Trouwens, hy het selfs 'n troon daar gehad. Die verklaarders wys daarop dat Pergamus die eerste plek in Asië was waar daar 'n tempel vir keiser Augustus opgerig was. Augustus, sy naam het beteken die verhewene. Hulle het hom nog 'n naam gegee, Soter. Soter beteken redder. 'n Tempel vir Augustus, die verhewene, die redder. 'n Troon vir die Satan self. Maar dit sou vir niemand 'n probleem wees nie, want elkeen moes maar net eenmal 'n jaar 'n paar korreltjies wierook in daardie tempel brand, sy hoof buig voor daardie verhewene, miskien saam aan die offerfees deelneem, en jy kan maar dan aangaan met jou lewe, aangaan met jou eie godsdiens vir die res van die jaar. Aanvaar net dat jou eerste en jou hoogste lojaliteit teenoor die staat lê, dat jou hoogste roeping die akte van menseregte is, en dan kan jy maar met jou eie kerk aangaan. Soos die gelowiges in Smyrna het die gemeente in Pergamus vasgeskop. Al frons die owerhede hoe kwaai, het hulle vasgehou. Vasgehou aan die naam van die enigste verhewene. Vasgehou aan die naam van die ware Soter, die ware redder, die Here Jesus Christus self. Selfs al het dit vir sommige
'n marteldood beteken. Selfs al moes die getroue Antipas 'n marteldood sterf, ons lees hy was 'n getroue getuie. Die Griekse woord vir getuie is martoos, en dis waar die woord martelaar vandaan kom. Soos Johannes 'n getroue getuie was, en soos die Here Jesus self die getroue getuie was. En daarom sal Johannes en Antipas en al die ander getroue getuies eendag van die verborge manna eet. Dit is die hemelse kos wat daar aan die feesmaal van die lam voorgesit sal word. En daarom sal daardie getroue getuies 'n wit keursteen in hulle hand hê. Dis waarskynlik iets soos 'n toegangsteken, 'n toegangskaartjie, 'n wit keursteen met jou naam op. 'n Nuwe naam wat eie is aan jou, 'n nuwe naam van die hemelse Vader self. O, mag dit wees dat almal wat hierdie preek vandag hoor, dat hulle saam aan daardie hemelse feesmaal sal sit. Maar, en hier kom die groot maar, wat hierdie gemeente in Pergamus moes hoor. En ons moet dit ook hoor, ek het enkele dinge teen jou. So kom die woordswaard uit die mond van die Here Jesus. Ek het dit teen jou dat jy mense daar het wat vashou aan die leer van Biljam, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Jy sien broeders en susters, die Satan het meer as een manier om die gemeentes by te kom. Hy kan vir hulle frons, hy kan hulle dreigend aankyk, hy kan selfs martelare van hulle maak, maar as dit nie werk nie, het hy 'n ander plan. Hy het nog 'n plan om hulle van die Here weg te kry. As die frons nie werk nie, dan mag 'n glimlag dalk net werk. As brutale geweld nie werk nie, dan is daar nog altyd verleiding. En dit was wat die leer van Biljam was, en die leer van die Nikolaïte. 'n Soet glimlag en sagte verleiding. Van die Nikolaïte weet ons betreklik min, maar van die leer van Biljam weet ons baie. En daarvoor moet ons teruggaan in Israel se geskiedenis, spesifiek na Numeri 22 en verder. Ek kan dit gerus by die huis gaan lees. Soos die volk Israel die einde van hulle woestynreis genader het en op die punt gestaan het om die beloofde land in te gaan, het die Moabitiese en die Midianitiese konings bevrees geword. Hulle voortbestaan was bedreig. Hulle het nie kans gesien om Israel direk aan te val nie. En toe probeer hulle die toordokter Biljam hier, en Biljam moes 'n vloek oor Israel uitspreek, maar hy kon dit nie regkry nie. Die frons van die heiden konings, die geweld van die toordokter se demone kon niks uitrig nie. Maar daar was iets anders wat wel kon werk. Dit wat ons in ons skrifgedeelte die leer van Biljam noem. Dit wat ons in die Ou Testament lees, die raad wat Biljam aan die heiden koning Balak gegee het. Stuur die vroue en stuur die meisies onder die volk Israel in. Verleidelike vroue en verleidelike meisies met vriendelike glimlagte. En dit soos die boek Spreuke sê, die lippe van 'n vreemde vrou drup soos heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie. Maar op die end is sy so bitter soos wilde als. Ons lees in Numeri 25, toe Israel in Sittim gebly het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. En hulle het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi en die volk het geëet. En hulle neergebuig voor hulle gode. Die leer van Biljam leer dat daar baie sienings in hierdie wêreld is. Dinge waarvan 'n mens nou gerus kan kennis neem dat dit goed is. En dit is goed om oopkop deur die lewe te gaan. En buitendien 'n bietjie wierook vir die keiser of die staat om dit vir hom te brand. Dit het nog nooit iemand enige skade aangedoen nie. 'n Happie offervleis daar by die heiden tempel het niemand nog ooit skade gedoen nie.
In die privaatheid van jou binnekamer, daar kan jy 'n opregte disipel van die Here wees, maar op die markplein moet jy aanpasbaar wees. Buitendien, jy is mos gered. Die Here het jou mos uit Egipte land verlos en alles is jou mos reeds vergewe. Ja, daar staan mos iewers in die Bybel, beproef alle dinge en behou die goeie, of hoe? Die leer van Biljam leer dat ons daarom nie so eng hoef te wees nie. Ons kan steeds 'n kind van God wees sonder om 'n kloosterkoek of 'n klipchristen te wees. Dat dit beter is om verlig te wees as verkramp. Die leer van Biljam leer dat die Here ons mos almal as normale mense geskape het met normale drange en daarom is dit nie nodig om daardie drange te probeer onderdruk nie. En broeders en susters, as jy wil weet hoe die leer van Biljam onder ons Afrikaners funksioneer, moet u net 'n troue onder ons mense bywoon. Plegtige huweliksbevestiging, waarskynlik 'n dominee of 'n pastoor met 'n boodskap uit die Bybel. En dan 'n paar plegtige heilige handelinge met 'n huweliksformulier, nogal in die naam van ons Here Jesus Christus, maar net daarna, as die voggies by die venue begin vloei, as die seremoniemeester se tong begin losraak, en ons mense begin mielies gooi, en ons begin daardie biskuite skud, dan kom die leer van Biljam in werking. En dit bring ons terug by die skerp tweesnydende swaard. Daardie woordswaard wat by Jesus se mond uitkom. In die brief van die Hebreërs is daar 'n pragtige beskrywing van hierdie swaard. U ken dit seker, dit staan in Hebreërs 4. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. En alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Met wie het ons te doen? Ons het te doen met die beste chirurg wat daar nog ooit was. Hy wat daar is om deur te dring tot die skeiding van gewrigte en murg, selfs te onderskei tussen siel en gees. En met sy woord skalpel daar in te dring op die plekke waar dit nie menslik moontlik is nie. Om versigtig die eelte van my gewete af te skil en om die onbesnedenheid van my hart te openbaar. Om daai kleinste kankersel in my siel raak te sien en dit onder die helder lig van die waarheid te plaas. Om die swart verborgde dieptes van my binneste te ken, of daar 'n skadelike weg in my, daar diep in my, kan wees waar net hy kan lees. Daardie swaard bring skeiding tussen my en daardie sondige gewoontes wat deur jare lank is gebruik as dit ware 'n tweede natuur by my geword het. Sondes wat lyk asof dit 'n noodsaaklike deel van my is. Die swaard is daar om te onderskei en te sny. Dit is wat hy doen. Die swaard het twee snykante. Dit sny tot die lewe en dit sny tot die dood. Daar is 'n snykant om 'n wond toe te dien en daar's 'n snykant om 'n etterende wond oop te sny, sodat dit genees kan word. Daar's geen wegkom van enige van die snykante van hierdie swaard nie. As jy na regs afwyk, het dit 'n snykant na daardie kant, en as jy na links afwyk, val jy op die snykant aan die ander kant. Dis die een aspek van hierdie woord swaard. Maar dan moet ons nie uit die oog verloor dat hierdie 'n tweesnydende swaard is nie, en dat dit 'n swaard is nie. 'n Swaard is 'n oorlogswapen, 'n wapen wat onoorkombaar in die verdediging is en 'n wapen wat onstuitbaar in die aanval is. En hier begin ons vergelyking met die snydokter se skalpel te kort skiet. Die swaard wat by die Here se mond uitkom is ook 'n wapen van massavernietiging.
soos ons in Openbaring 19 lees. In die tyd van Bileam en Balaam, daar toe die Israeliete op groot skaal toegegee het aan die verleiding, op die versoeking van die Moabitiese vroue, daar toe die volk op groot skaal gehoreer het, is hulle ook op groot skaal neergeslaan. Volgens Numeri 25 was dit 24.000. Bekeer jou, kom die Here se oproep tot die gemeente in Pergamus. Bekeer julle, kom die Here se woord tot ons vandag. Anders kom hy gou na ons toe en hy sal met die swaard van sy mond teen die gemeentes oorlog voer. En dit wil ons nie hê nie, geliefdes. Dat ons dus oplettend wees, uitkyk vir enige Moabitiese en Midianitiese meisies in ons midde, hoe mooi en verleidelik hulle ook al mag wees. Amen. Kom laat ons dank. Nadige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons in die Here Jesus Christus 'n goeie herder het. Dat ons 'n goeie herder het wat elkeen van sy skape by die naam ken. 'n Goeie herder het wat kan onderskei tussen skape en bokke. 'n Goeie herder het wat vir sy kerk en die gemeente die gawe van onderskeiding gegee het. En ons bid dat ons mag groei daarin. Groei in die gawe van onderskeiding in ons lewens, in ons kerklike lewe, in ons maatskaplike lewe, in hierdie wêreld waar U ons geplaas het, tussen hierdie krom en verdraaide geslag, bid ons dat ons dan self ook die wapenrusting van die Gees sal aantrek, dat ons self ook gewapen sal wees met daardie tweesnydende swaard, waarvan U apostel praat. Ons bid, Hemelse Vader, dan ook vir die kerk van alle eeue. Ons bid vir diegene wat in posisies is waar hulle daagliks beproef word, waar hulle daagliks onder die verleiding kom om toe te gee aan die weë van die wêreld. Vergewe ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af met Psalm 139, die eerste vers, en dan ook die 12de vers, 1 en 12. Vers 1 sê, daar's niks voor U bedek, o Heer, en U skou uit ewige dieptes neer. U sien my hart en U sien my wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan. En dan ook vers 12, deurgrond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart. Verse 1 en 12, Psalm 139.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.